Goeiemôre by ons vinnige kort oggendgedagte. Ons praat hierdie week oor gehoorsaamheid. 'n Gehoorsame mens het 'n aktiewe gebedslewe, sensitief vir die nood van ander rondom hom en werf skanse en vestings neer tot die gehoorsaamheid aan Christus deur sy vurige gebedslewe wat soos lewensasem deel is van sy daaglikse roetine. Wanneer ons oor gehoorsaamheid praat, is gebed 'n ongelooflike deel van 'n gehoorsame mens se lewe. 'n Gehoorsame mens bid nie net wanneer daar krisis in sy lewe is, of wanneer die vure van teëspoed en chaos hoogbrand in sy lewe nie, maar 'n gehoorsame mens is verweef in 'n intieme gebedslewe, wat gedurig intree vir sy naaste, vir sy familie, sy vriende, maar ook as koning, priester en profeet, is hy ook besig om elke dag vurig te bid vir sy huisgesin. Die belangrikste kenmerk van 'n gehoorsame Christen is dat hy gereeld ook persoonlik met die Here in gesprek is, met die Here praat, van oomblik tot oomblik, omdat sy eerste liefde en sy persoonlike verbintenis met die Here vir hom absoluut belangrik en noodsaaklik is. Deur gebed vra ek en jy, en het ons die voorreg om God se leiding te vra vir wysheid in elke keuse en in elke situasie, eerder as om ons eie kop te probeer volg. Hy gee dit vir sy beminde in sy slaap, sê hy, wanneer ons bid. Die Bybel sê dat ons nie het nie, omdat ons nie vra nie. Gebed is verseker, vir jou en vir my, 'n definitiewe barometer van die ywer en die toewyding van enige Christen, maar ook die bevestiging dat daar werklik 'n lewende verhouding tussen jou en die Here is. Dat daar die lewensasem, dat dit borrel binne in jou gemoed, omdat jy weet dat dinge tussen jou en die Here in orde is. Ek word altyd so geïnspireer deur hierdie Engelse weergawe van Psalm 16 en 17. Wat sê, "The Lord himself is my inheritance and my prize. He is my food, he is my drink. He is my highest joy. He guards all that is mine, and he sees that I am given pleasant brooks and meadows as my share. What a wonderful inheritance. I will bless the Lord, for he counsels me by night. And when I awake in the morning, I will be fully satisfied, for my contentment is not in worldly wealth, but in knowing that everything is well between us." Dis 'n kosbare prentjie van iemand wat verweef is in intimiteit, in 'n verhouding wat 'n gebedslewe, 'n kragtige gebedslewe vir jou en vir my inhou. Mag hierdie woorde jou vandag inspireer om as gehoorsame mens 'n mens te wees wat gedurig deur bid. Ek het hierdie liedjie so rukkie terug geskrywe. Hy klink so. Blessed are the ones who will pray for the sake of our world. Blessed are the ones who will pray for the sake of our children. Blessed is he who prays for the hurting and the sick. Blessed are the ones who believe that God hears their prayers. Blessed are the ones who will pray for the sake of our world. Blessed are the ones who will pray for the sake of our children. Blessed is he who prays for the hurting and the sick. Blessed are the ones who believe that God is their prayer.